Goeienaand, liewe broers en susters. Nou, dis vir my 'n voorreg om vanaand hier te staan, die woord te bring. Ek sit maar altyd daar aan die bank. En dankie dat u vir my die geleentheid gee. Dominee Cassie moet vanaand 7:00 'n ander uitsending behartig. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal ons hulp kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, en wat trou bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees in ons midde. Kom ons sing saam van Psalm 84, verse 1 en 4, waarna ons saam sal verenig in gebed. Hoe lieflik is die woningsheer der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlange, om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan, met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u verlangend uit. En die 4de vers sal van krag tot krag gaan. Kom ons bid saam. Here almagtige God, ons loof en aanbid u, dat u van ewigheid tot ewigheid is. Dankie dat dit u is wat gesê het, ek wil my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou. Dankie Here dat u in u genade u aan ons as mense verbind, om ons te seën, om vir ons voorspoedig te maak in ons lewe. Dankie vir elkeen wat hier is. Dankie Here vir die weg wat u met elkeen geloop het tot hier. Ons bid Here dat hier 'n vernuwing in elkeen se verhouding met u sal kom. Dat ons u weer met nuwe krag en nuwe toewyding sal dien. Ons bid vanaand vir elkeen wat nie hier is nie. Here, ons bid vir hulle in die ouetehuise, vir mense in hospitale, vir die wat siek is in die besonder. Ons wil vir oom Kobus aan die opdra wat in die hospitaal is.
En Here, ons bid ook vir Dominee Thuis se pa, dat U met hom sal wees. Here, ons bid vir Annetjie en haar man wat in die hospitaal is. Here, dat U uit U genade by hulle elkeen sal wees. Here, dankie dat U die geneesheer van die krankes is. Ons bid vir ons land. Here, te midde van hierdie onluste en hierdie vreemdelinge haat, bid ons dat U kalmte sal bewerk en dat U vir elkeen in hierdie land 'n plek sal gee. Maar Here, dat U ook sal handel met die oorsake van hierdie vreemdelinge wat na ons land uitwyk, in Malawi, in Zimbabwe en oral, Here, dat U daar ook uitkoms sal gee, dat hierdie mense daar werk sal hê. Here, ons bid veral vir die vlugtelinge wat teruggegaan het, dat U vir hulle sal versorg en naby wees. Dra ons in U genade, Here, wees met ons regering, wil U wysheid gee in al die besluite wat geneem sal word. Maar ons bid ook dat U verandering sal bring ten goeie en dat dit beter sal gaan met ons land. Seën ons vanaand terwyl ons U woord oopmaak en praat met ons elkeen in Jesus naam. Amen. Ons teks vir gedeelte vanaand gaan kom uit Genesis 28 vers 13 tot 15, maar ons lees saam vanaf vers 10 tot 22, Genesis 28. Jakob is van Bersebe af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal jou die grond waarop jy lê vir jou gee en vir jou nageslag. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dis niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het hierdie klip, in die 53 vertaling sê, as 'n gedenksteen opgerig. Die klip wat sy kopkussing gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. En hy het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek U die 10de gee. Ons teksvers is vers 13 tot 15. Kom ons lees dit weer. Toe kom staan die Here by God, by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het.
Broer en suster, ons tema vanaand is dat die Here vir ons 'n droom gee vir 'n gebroke lewe. God wil hê ons moet ons toekoms droom om sy seun bou. Nou voordat ons na die boodskap luister, kom ons sing weer saam uit Psalm 66 vers 7 en 8 waarna u weer kan gaan sit. Geliefde broers en susters, nou elke mens het 'n lewensverhaal, waar jy gebore is, die omgewing waarin jy groot geword het, wie jou broers en susters en jou vriende was, en dan belangrike insidente wat in jou lewe plaasgevind het, wat 'n invloed gehad het op jou hele lewe. Die man Jakob was bestem om 'n aartsvader te word. Sy lewensverhaal is een van stryd, neerlaag en oorwinning. Hierdie gedeelte in Genesis 28 was bepalend vir sy hele lewe. Ons kyk na 3 punte in hierdie gedeelte. Eerstens, 'n gebroke lewe. 'n Lewe sonder verbintenis met God. Tweedens, die seën van God verander 'n gebroke lewe in 'n geseënde lewe. En derdens, 'n verbintenis met God bring seën. Eerstens dan, gebroke lewe of 'n lewe sonder 'n verbintenis met God. 'n Lewe wat heel is 'n lewe in harmonie met God. 'n Lewe waarin jy 'n goeie verhouding met jou broers en susters en vriende en bure en ander mense om jou het. 'n Nag se slaap onder jou eie dak sonder om bedreig te voel. Jakob was nie sy pa se gunsteling seun nie. Die pa het vir Esau bo Jakob verkies. En dan het Jakob later in 'n slegte verhouding met sy broer gekom, toe hy in 'n bizarre ruiltransaksie 'n pot lensiesop verruil het vir Esau se geboortereg. 'n Goeie eienskap van Jakob was dat hy die seën van God in sy lewe gesoek het. Om met jou pa, broers en susters in 'n slegte verhouding te wees, onveilig te voel in jou eie huis
en dan jou huis te verlaat, en dan in die veld te slaap met jou kop op 'n klip, dis 'n baie slegte wegspring. Baie kinders ervaar verwerping in hulle ouerhuise. Dit kan wees as daar te veel of te sterk dissipline is, of kan wees as daar geen dissipline of reëls is nie. Dan kan die kind voel, die ouer laat my doen net wat ek wil. Hulle gee nie om vir my nie. In so 'n kind se lewe kan dan daar 'n gebrek aan sekuriteit wees. En dan soek daardie persoon aanvaarding in sy of haar lewe. Die kenmerk van 'n gebroke lewe is dat so 'n mens aanvaarding soek weg van God af. Jakob het die seën van sy pa gesoek, maar hy het nie 'n verhouding met God gehad nie. In die tweede plek, die seën van God verander 'n gebroke lewe in 'n geseënde lewe. In 1 Kronieke 4 vers 9 en 10 vind ons 'n baie kort lewensverhaal. Dis die lewensverhaal van Jabes. Nou Jabes beteken die een wat smart veroorsaak, moeilikheidmaker, probleemkind, swart skaap. Hoe reageer ek op 'n slegte naam of slegte omstandighede? Wat was Jabes se reaksie op sy slegte naam? Jabes het die God van Israel aangeroep. Hy het gesê, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming, en dan help dat geen onheil my tref nie. Sy gebed was, Here, seën my, afgesien van my naam. Red my van die verdoemende getuienis van mense teen my. En dan lees ons, God het laat gebeur wat Jabes gevra het. Hy het voorrang geniet bo sy broers. Wat 'n uitdaging in 'n probleemsituasie. Roep God aan om sy seën in jou lewe. Dit maak 'n verskil. Toe Esau teen sy broer Jakob uitvaar, toe sê hy vir hom, jou naam is Jakob. Nou Jakob in die Hebreëus beteken een wat die haakskeen vasgryp, onderkruiper, iemand wat bedrieg. Later by die Jabok verander die Here Jakob se naam na Israel. Israel beteken prins van God. Soos Jabes was Jakob gebore met 'n agterstand. Hy was tweede gebore. Hy was bestem om die seën te mis. Die sondeval plaas jou en my in dieselfde posisie. Die woord hamartia beteken om te mis. Nou ons dink daaraan dat iemand sy doel mis. Dat iemand God se plan met sy of haar lewe mis. Uiteindelik sal so 'n persoon die hemel mis. Ons moet nie daarin berus nie. Al het jy 'n slegte naam, al voel jy verwerp, soek God se seën in jou lewe. Jakob het die seën van die Here in sy lewe begeer. Derdens, 'n verbintenis met God bring seën. Die nag toe God 'n verbintenis met Jakob gemaak het, was hy ver van die huis af. Hy was in 'n vreemde plek. Hy het onveilig gevoel. Sy toekoms was donker. Toe droom hy. God het hom baie keer in die Ou Testament in drome aan mense geopenbaar. Dink aan Josef en Daniël en ander. Vandag kan ons sê, toe hoor hy of sy 'n preek. Toe lees hy die Bybel. Toe het iemand met hom of haar gepraat. In hierdie droom hoor Jakob God se stem. God sê aan hom, ek is die God van Abraham en Isak. Ek is by jou. In die Nuwe Testament sê die Here vir ons, ek is Immanuel.
Jakob het geweet van die God van sy pa en van sy oupa Abraham, maar hy self het nie 'n persoonlike verbintenis met God gehad nie. Hy het 'n seun gehad wat 'n mens aan hom toegesê het. Hy het nie God se seën in sy lewe gehad nie. Soos elke mens wat met sy ouers se godsdiens groot geword het. In die doop is die beloftes van God aan ons toegesê. Wat 'n mens kortkom, is 'n persoonlike ontmoeting met God, 'n verbintenis met hom vir jou hele lewe. Hy kon sy broer oorhaal om sy eerstgeboortereg aan hom te verkoop. Hy kon sy vader bedrieg om hom in die plek van Esau te seën. Wat hom kort gekom het, was 'n ontmoeting met God en God se seën in sy lewe. Godsdienstige strewes sonder 'n verbintenis met God baat niks nie. God reël so ontmoeting. Romeine 9-11 sê, so hang dit dan nie af van hom wat wil of loop nie, maar God wat barmhartig is. Dis God wat na Jakob uitgereik het. Hy het hom laat droom. En dan beloof hy aan Jakob die grond waarop hy lê. Hy beloof vir hom 'n groot nageslag. En hy sê vir hom, in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Soos hy aan Abraham en Isak beloof het, so beloof hy het aan Jakob. En dan word hy die God van Abraham, Isak en Jakob. God dink ook aan sy onmiddellike behoeftes. Vir Jakob in sy alleenheid sê hy, ek is by jou. Vir sy vrees, ek sal jou beskerm. Vir sy verlatenheid, ek sal jou terugbring na jou land. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het. En dan kry ons Jakob se reaksie. Broer en suster, dis altyd belangrik dan wanneer God na my uitreik, God met my praat, dat ek daarop sal reageer. Hy herhaal God se beloftes. Hy sê aan God, as u sal, dan sal ek. U is my God. Ek beloof om 'n tempel vir u te bou op hierdie plek. En dan sê hy, ek sal sekerlik aan u die 10de afstaan van alles wat u my gee. Hy rig die klip waarop hy geslaap het regop as 'n gedenksteen en hy giet olie daarop uit. Sy antwoord op God se bemoeienis met hom is 'n persoonlike verbintenis met God. Hy het vasgegryp aan God. Hy sou voortaan sy lewe aan die Here toewy. Kom ons vat die boodskap saam. God wil hê ons met ons toekomsdrome om sy seun bou. God gee 'n droom vir 'n gebroke lewe. Deur die sondeval is ons almal op 'n manier gebreek. Ons naam is Adams kinders. Adam se sonde het tot ons almal deurgedring. Ons is geprogrammeer om te mis, om God se doel te mis, om uiteindelik die hemel te mis. Soos Jakob bedrieg ons mense. Baie mense lei 'n dubbele lewe, een van voordoen, een waarin ek onderhandel en ander mense te nakom om myself te bevoordeel. Kom ons bid soos Jabes. As u my seën, afgesien van my naam, my karakter, omdat u 'n God van ontferming is. As u my vryspreek van my sonde, as u my die verbintenis met u laat volhard, dan sal u my God wees. God sê aan Abraham, ek is Immanuel, die God by jou. Antwoord dan, Here, ek wil by u wees. As God sy leer in die vorm van die kruis na jou laat neersak, omhels Jesus in die kruis. Gryp hom aan en verbind jouself aan hom. Maak dit 'n gedenkdag in jou lewe. Rig jou gedenksteen op by Golgotha. En jou en my wat hom ken, hernu jou oorgawe aan hom. Verbind jouself opnuut aan hom. Dank God vir alles wat hy al in jou lewe toegelaat het om jou na hom te bring. Wandel van nou af
met God by jou, Immanuel. Deur die Heilige Gees is hy langs jou, om jou seer te genees en jou van binne heel te maak, om al jou skuld te vergewe, om hierdie gevoel van verwerping, verlatenheid en eensaamheid weg te neem, om jou toekoms met sekerheid te vul, dat hy daar is vir jou met sy liefde en beskerming, en dat al sy beloftes joune is. Dis nie jy wat na die sterre hoef te reik nie. Nee, God laat 'n leer na jou neer. Hy kom na jou toe in jou magtelose gebondenheid en in jou hopeloosheid en hy sê vir jou, ek is by jou. As jy soos Jabes bid, as u my seën, sal hy dit doen. Hy sal na jou toe kom soos na Jakob en homself aan jou verbind. Hierdie verbintenis met God sal maak dat jy hom met jou hele hart dien. Amen. Kom ons dank. Here God, dankie dat ons hierdie verhaal het van Jakob. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dankie dat ons vanaand kon lees uit u woord, hoe u uself aan Jakob verbind het, hoe u self aan hom geopenbaar het, toe hy van sy huis af gevlug het. Kan ons sê dat hy alles in die verhoudinge met mense omgekrap het, dat hy op 'n slegte voet uit die huis uit is. U het hom nie vergeet nie. U het u seun nie van hom weerhou nie. Ons dankie vanaand dat u 'n leer uit die hemel neerlaat na ons. Ons dankie vir die kruis, ons dankie vir Jesus wat gekom het om ons sonde te dra en ons van die vervloek te verlos. Dankie dat u in Jesus Immanuel is om by ons te wees. Dankie dat u Heilige Gees in ons kom woon het om ons te help, om die dinge wat ons aan u beloof uit te voer. Dankie Here dat ons onsself opnuut vanaand aan u kan verbind. Dra ons in u genade en hou ons vas, want sonder u kan ons niks doen nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid om die liefdegawes vir die Here te gee. Kom ons sing Psalm 105 vers 1 en 4 waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere. Verse 1 en 4 van Psalm 105. Oh
Ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.